Ons gaan na die Here se stem luister vanuit Rigters 15. Rigters 15 gaan ons saam luister van vers 1 af. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. En ons gaan ons aandag in die besonder bepaal by vers 18. Ons luister dan saam na die Here se woord vanuit Rigters 15 vers 1. Maar 'n tyd daarna het Samson in die dae van die koringoes sy vrou besoek met 'n bokkie en gesê, laat ek na my vrou in die kamer ingaan. Maar haar vader het hom nie toegelaat om in te gaan nie. En haar vader het gesê, ek het verseker gedink dat jy niks om haar gee nie. Daarom het ek haar aan jou metgesel gegee. Is haar jonger suster nie mooier as sy nie? Laat sy tog joue word in haar plek. Maar Samson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek onskuldig teenoor die Filistyne as ek hulle kwaad aandoen. Toe gaan Samson weg en vang 300 jakkalse. En hy neem fakkels en draai stert teen stert en sit 'n fakkel in die middel tussen elke 2 sterte in. En hy steek die fakkels aan die brand en los hulle in die ongesnyde graan van die Filistyne. En hy het die miede sowel as die ongesnyde graan en die wingerde en olyfbome aan die brand gesteek. Toe vra die Filistyne, wie het dit gedoen? En hulle sê, Samson, die skoonseun van die Timniet, omdat die sy vrou geneem en haar aan sy metgesel gegee het. En die Filistyne het opgetrek en haar vader se huis met vuur verbrand. Daarop sê Samson vir hulle, as julle so maak, sal ek sekerlik nie rus voordat ek my op julle gewreek het nie. En hy het hulle lendelam geslaan, 'n groot slag, en hy het afgegaan en gebly in die rotskloof van Etam. Toe trek die Filistyne nader en slaan laar op in Juda en sprei hulle self uit by Legie. En die manne van Juda vra, waarom het julle teen ons opgetrek? En hulle sê, ons het opgetrek om Samson te bind, om aan hom te doen soos hy aan ons gedoen het. Daarop trek 3000 man uit Juda af na die rotskloof van Etam en vra vir Samson, weet jy nie dat die Filistyne oor ons heers nie? En wat het jy ons nou aangedoen? En hy sê aan hulle, soos hulle aan my gedoen het, so het ek aan hulle gedoen. Toe sê hulle vir hom, ons het afgekom om jou te bind, om jou oor te gee in die hand van die Filistyne. En Samson sê aan hulle, sweer vir my dat julle nie self op my sal aanval nie. En hulle antwoord hom, nee, ons sal jou net vasbind en oorgee in hulle hand, maar doodmaak sal ons jou stellig nie. Daarop bind hulle hom vas met 2 nuwe toue en bring hom op uit die rots. Toe hy tot by Legie kom, juig die Filistyne hom tegemoet, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword en die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand en sy bande het versmelt van sy hande af. En hy het 'n vars eselskakebeen gevind en sy hand uitgesteek en dit geneem en daar 1000 man mee verslaan. En Samson het gesê, met die eselskakebeen het ek 2 klompe, met die eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van U knegg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val? Toe kloof God die holte wat by Legie is en daar kom water uit en hy het gedrink en sy gees het teruggekom en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein wat vandag nog by Legie is. En hy het Israel gerig in die dae van die Filistyne 20 jaar lank. Ons gaan eintlik op vers 14 tot 19 fokus, maar in besonder op vers 18. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van U knegg hierdie groot verlossing gegee. En moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val?
Geliefde gemeente, die skrif maak dit duidelik dat al die lof en die eer en die aanbidding die Here alleen toekom. Ons bid dit telkens, ons sing dit keer op keer, maar ons sou inderdaad kon vra, leef ons dit? Mense is tog so geneig om eerder aan jouself eer te wil gee. Ons roem van nature veel eerder in onsself as wat ons sou roem in Christus. Maar aan God kom al die eer toe vir die sogenaamde groot seëninge wat hy vir ons gee, dit wat ons as groot seëninge van hom ontvang, maar ook selfs in die sogenaamde klein dingetjies. Al die eer kom die Here toe. Dit is geweldig belangrik om dan ook met ons hart en mond die eer en erkenning vir die wonderlike dinge wat die Here vir ons doen, vir hom te gee. Iemand wat die Here eer in alles, roep ook die Here aan in alles. Dis tog logies, as jy byvoorbeeld erken dat jou gesin gesond is deur die Here se genade, dan sal jy ook jou gesin se gesondheid en jou gebede aan die Here opdra. As jy die Here erken vir al die seëninge wat jy in jou werk ontvang, sal jy jou werk ook aan die Here opdra. Iemand wat nie vir die Here se seën op sy arbeid, op sy kinders bid nie, erken nie dat dit alles in die Here se hande is nie. Dit sien ons by uitnemendheid in ons skrifgedeelte. In ons skrifgedeelte vind ons die Ou Testamentiese kerk van die Here op 'n baie onstuimige plek. So was die dae van die rigters onstuimig. Ons hoor eintlik reeds daarvan in Rigters 2 vers 11 tot 15. Die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien en die Here, die God van hulle vaders, verlaat, wat hulle uit Egipte land uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was. En hulle het daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here verlaat en die Baal en die Astartes dien, het die toorn van die Here teen Israel ontvlam. En hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het. En hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. Waarheen hulle ook al uittrek, was die hand van die Here hulle ten kwade. Soos die Here gespreek het en soos die Here vir hulle gesweer het. Maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak, verwek die Here rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers. Die rigtertydperk was 'n tyd waarin die volk gedurig by herhaling afvallig geraak het van die Here. En dan sou die Here sy volk met sy oordeele tugtig. Hy sou sorg dat daar 'n klomp bendes van ander volke kom om hulle te beroof en dat van die heidenvolke selfs partye oor hulle sou regeer. En wanneer die volk dan tot bekering kom, wanneer hulle die Here aanroep, dan stuur hy rigters om hulle te bevry van hulle vyande se oorheersing. Hy voorsien vir hulle sterk leiers wat hulle kan voorgaan in die oorlog teen hulle vyande. Teen die tyd wat Samson as rigter optree, sien ons hierdie siklus waarvan ons gehoor het, is nou al eintlik 'n afwaartse spiraal. Die geestelike toestand van die volk en die geestelike toestand van die rigter self oor die algemeen het hoe langer hoe meer agteruit gegaan. Samson hy is eintlik die heel laaste rigter wat in die boek Rigters, wat ons in die boek Rigters van hoor. Die volk is in hulle geestelike lewe, in hulle godsdienstige lewe in hierdie tyd ook op 'n laagtepunt. Die Filistyne heers oor hulle. Maar dan is dit opmerklik om te hoor dat hulle rigter heeltemal alleen veg. Die vorige rigters het nog die volk in die oorlog ingelei, maar Samson veg feitelik die hele tyd alleen. Al die skade wat hy doen aan die Filistyne se lande, doen hy alleen. Trouwens, wanneer die Filistyne in ons skrifgedeelte teen die volk van die Here optrek om oorlog te voer, dan lewer God se volk sommer hulle rigter aan die Filistyne uit. Hulle bind hom vas en hulle handig hom aan die Filistyne oor, sonder om hom eers te probeer help. Daarin sien ons reeds hoe Samson 'n
'n skaduwee is van Jesus Christus. Christus het immer sy volk verlos sonder hulle hulp. Hy is deur sy eie volk oorgelewer aan die heidene om gekruisig te word, en hy het die oorwinning oor die sonde en die dood ook sonder ons toedoen behaal. Maar ons sien ook in Samson al Samson se tekortkominge, ons sien in hom ook presies hoekom hy minder as Christus is. Ons sien dit in ons skrifgedeelte, veral wanneer ons hoor van Samson se kakebeenshoogte. Sodra die Israeliete vir Samson aan die Filistyne oorlewer, gebeur daar iets ingrypend. Ons hoor in vers 14 van ons skrifgedeelte, toe hy by Legie kom, juig die Filistyne hom tegemoet, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword, en die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in vuur brand, en sy bande het versmelt van sy hande af. Samson is vasgebind, hy is behoorlik vasgebind met 2 nuwe toue, en sy volk het hom nou aan die vyand oorgelewer. En hierdie vyande is inderdaad baie ywerig om hom in die hande te kry. Hulle juig en storm hom tegemoet. Hulle gaan nou goed wraak neem op hierdie Israeliet wat so verskriklik baie skade vir hulle berokken het. En ons het gehoor hoe groot was die skade. Hy het hulle oeste vernietig. Hy het vir hulle doodgeslaan op strepe. Die skade wat Samson vir die Filistyne berokken het, was geweldig. So hulle storm op hom af. Hulle gaan wraak neem soos net 'n weermag kan. Maar hulle hou nie rekening met die God van die volk wat hulle onderdruk nie. Die Heilige Gees kom en hy neem Samson in beslag. Die Gees rus vir Samson toe met buitengewone gawes om sy roeping in daai situasie deur te voer. Ons moet onthou dat die gelowiges in die Ou Testament nie almal die gawes van die Heilige Gees ontvang het nie. Die Here het dit sporadies gegee aan enkelinge wanneer dit vir hulle roeping en taak nodig was. Maar God het hier deur sy Heilige Gees sy mag duidelik laat geld, en dat hy sy mag laat geld het, raak heeltemal ook duidelik aan alles wat volg. Samson se toue smelt as ware weg. Dis asof haar die toue vir hom soos niks geword het nie, soos garingdraadjies. Nou vind 'n geweldige veldslag plaas. Dis een man teen 'n leermag, teen 'n Filistynse leermag. Die Filistynse volk was bekend vir hulle militêre mag. Dis een man wat nie eers gewapend is nie, teen 'n leer van soldate. Maar die Heilige Gees kom en hy werk bonatuurlik. Samson kry die kakebeen van 'n dooie donkie wat daar naby lê. Dit sal sy wapen wees. Dit moet ons ook nie verbaas nie. As God met jou is, kan jy nog veel meer doen, kan hy nog veel meer doen. Samson slaan 1000 Filistyne dood. Deur die krag van die Here het hy die vyande van God se kerk verslaan. Maar dan hoor ons tragies in vers 16 tot 17 van ons skrifgedeelte. En Samson het gesê, met 'n eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klompe, met 'n eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Dit wat so duidelik aan hierdie wondergebeurtenis is, het met eens uit Samson se gedagtes verdwyn. Hy het heeltemal vergeet dat dit die Here self is wat aan hom die oorwinning gegee het. In sy hoogheidswaan roem hy ewe skielik op homself en die dooie ding in sy hand. Hy roem op homself en die eselskakebeen wat hy gebruik het. So klink sy siening op die wonder wat so pas gebeur het. Nou gaan hy ewe profeties en hy benoem die plek waar hy staan volgens sy hoogmoed. Dit gaan oor die hoogtes wat hy bereik het. Die plek moet vir die nageslag bekend staan as Kakebeenshoogte. Dan sal hulle onthou, Samson en die dooie ding het hier 'n groot oorwinning behaal. Ons kan so maklik in dieselfde stryk as Samson trap. Ons kan in tye van voorspoed, tye van
prestasie so maklik op Kakebeens hoogte gaan staan. Vra jou maar af, hoe dink jy oor jou prestasies? Wanneer jy suksesvol is in jou werk, wanneer dit goed gaan in jou gesin, is die versoeking daar om te roem op jouself. Wanneer jy dalk moeilike omstandighede oorkom en swaar dinge verwerk, is dit so maklik om te wil begin uitroep, Kakebeens hoogte. Dit was ek en 'n paar dooie dinge wat hierdie of daardie prestasie bereik het. Ons kan so maklik oor ons eie prestasies begin uitroep, Kakebeens hoogte, hiervoor wil ek onthou word. Samson was hoogmoedig oor die oorwinning wat die Here behaal het. Hy het nie die Here erken nie, hy het eerder die eselskakebeen erken. Sy roem was in homself. Maar die Here was nog nie klaar met hom nie. Daarom hoor ons ook in ons skrifgedeelte van Roepersfontein. Oor weer vers 18 van ons skrifgedeelte. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van U knegt hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val? Die Here herinner vir Samson aan wie al die lof en die eer vir die oorwinning toekom. Hy bring 'n geweldige dors oor Samson. Om 1000 man met die eselskakebeen dood te slaan moet inderdaad 'n geweldige oefening wees. Dit is die Here se gees gewees wat gemaak het dat Samson tot op hede nog nie dors was nie. Maar die Here verneder die hoogmoedige Samson deur hom eintlik te laat besef hoe kwesbaar hy is. Hy, groot Samson wat 1000 man doodgeslaan het met niks meer as 'n kakebeen, hy bly maar 'n gewone mens. Hy word geweldig treffend daaraan herinner. Hy besef skielik dat sy lewe in gedrang is. Hy gaan doodgaan van die dors as hy nie nou water kry nie. En so werk die Here ook baie keer met ons. Wanneer sy kinders hoogmoedig raak, dan verneder hy ons, hy tugtig ons, sodat ons sal besef dat ons geheel en al van hom afhanklik is. Hy tugtig ons, dat ons sal besef, ons is aan die verganklikheid uitgelewer. Hy tugtig ons om ons te laat besef hoe klein ons is. Ons besef dan as ware die woorde van Psalm 90 vers 3 tot 6. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug o mensekinders, want 1000 jaar is in die oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en soos 'n nagwaak weggespoel het jy hulle word 'n slaap, in die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit, in die môre bloei dit en spruit weer uit, in die aand sny 'n mens dit af en dit verdor. God is groot en ons is klein. Hy sal ons daaraan herinner wanneer ons oor ons oorwinnings en ons prestasies wil uitroep, Kakebeens hoogte. Samson het dit inderdaad besef, in sy groot dors het hy besef dat dit nie uit eie krag was wat hy die oorwinning behaal het nie. Skielik roep hy uit dat dit die Here is wat die verlossing gebring het. Die Here het dit deur die hand van sy knegt gedoen. Samson besef, hy het nou opgetree as 'n instrument in die hand van die Almagtige. Hoe anders klink dit nie as die loflied aan Samson wat hy kort van tevore uitgebasuin het nie. In sy besef van kleinheid, van sy kleinheid, roep hy uit, hy roep die Here aan. Hy roep en hy erken dat hy sonder God se hulp gaan doodgaan. En dan hoor ons, die Here verhoor hom ook. Ons hoor in vers 19, toe kloof God die holte wat by Legie is, en daar kom water uit, en hy het gedrink, en sy gees het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legie is. Samson se prestasienaam sou nie die geslagte oorleef nie, nee, die plek wat hy in sy hoogmoed benoem het, kry 'n nuwe naam. En uit die oorspronklike taal is dit duidelik dat dit ook hy was, dat dit Samson was wat hierdie naam gegee het. Hy het die plek
roepersfontein genoem. Hy het die Here in sy nood aangeroep. Die Here het water uit die rots laat kom. Hy het 'n wonder gedoen en 'n fontein laat ontspring. En die keer, sonder dat Samson enigsins sou kon dink, dit was deur sy toedoen. Nou kan ons inderdaad vra, hoe het Samson gekom van Kakebeenshoogte tot by Roepersfontein? Wat lê tussen Kakebeenshoogte en Roepersfontein? Dis nie asof Samson verdien het dat die Here hom moes verhoor nie. So wat lê tussen die mens se prestasiewaan en God se genadige uitkoms in ons nood? Deur die Here se tugtiging is Samson verneder. Hy het besef dat daar vir hom geen lewe is sonder die Almagtige se hulp nie. En uiteindelik is dit wat lê tussen Kakebeenshoogte en Roepersfontein. Wanneer ons besef dat ons sonder God se genade uitgelewer is aan 'n verskriklike dood. Wanneer ons besef dat ons deur ons doodsvyande verswelg sal word as God nie sy mag laat geld nie, dan staan ons tussen Kakebeenshoogte en Roepersfontein. Dan besef ons uiteindelik dat daar sonder God se oorwinning in Christus geen lewe of verlossing van ons doodsvyande bestaan nie. Wanneer die Here deur sy Gees in ons werk om te sien dat ons prestasie sonder hom niks is nie, dan is ons van ons eie Kakebeenshoogtes af op pad na Roepersfontein toe. Nou moet ons ook mooi raak sien hoe Samson se siening op hierdie oorwinning lyk nadat die Here hom verneder het. Hy noem spesifiek dat die Here die verlossing deur sy knegg se hand gegee het. Hy wat Samson is, beroep hom dus op iets wat die ou kerk deur die Here se verbondsopenbaring geweet het. Hulle het geweet die Here bring verlossing deur die hand van sy knegg. So het die volk destyds die verlossing uit Egipte beskryf as verlossing deur die diens van die Here se knegg Moses. Uiteindelik het die Here sy volk ook volkome verlos deur die hand van sy knegg. En dan dink ons aan die knegg met 'n hoofletter K, Jesus Christus. Om van Kakebeenshoogte tot Roepersfontein te kom is nodig om van harte te glo dat die Here deur die hand van sy knegg verlos het. Ons kan dus uiteindelik sê, tussen Kakebeenshoogte en Roepersfontein lê Golgotha. Wanneer die Heilige Gees ons van die een na die ander bring, dan doen hy dit deur ons op Golgotha te wys. Hy wys aan ons die lydende knegg van God. Hy oortuig ons van ons sonde en hy bring ons tot die besef dat ons die Here nodig het. Wie sal immers kan roem in sy prestasies as hy die Seun van God as gekruisigde leer ken het? Sien in hom dat jou prestasies jou nie van die sonde en die dood kan red nie. Sien in hom dat jou prestasie jou nie die ander kant van die graf kan laat sien nie. In hom het die Here sy mag laat geld sonder enige een van ons se toedoen. Hy het in Christus die fontein van die ewige lewe voorsien. Weet jy broer en suster, dis opvallend. Christus het aan die kruis die grootste oorwinning denkbaar behaal. 'n Oorwinning wat veel groter was as die oorwinning wat Samson met sy 1000 Filistyne en sy eselskakebeen behaal het. 'n Oorwinning wat ook veel meer inspanning geverg het as Samson se oorwinning oor die 1000 Filistyne. Christus het die oorwinning oor die duiwel en die sonde mag self behaal. En hy het inderdaad ook daar aan die kruis na sy oorwinning uitgeroep, ek het dors. Hy, die bron van lewende water, het dors gehad na sy verskriklike offer aan die kruis. Maar hy is nie daar aan die kruis deur God verneder vir sy hoogmoed nie. Hy is nie daar vir sy sonde getuigtig nie. Hy is vir ons hoogmoed, ons sonde gestraf met die volle toorn van God, die angs en die
pyn van die hel self het hom vierkantig getref. By sy dors kon hy uiteindelik ook uitroep, dit is volbring. Die sondeskuld is betaal, die straf is gedra. Dit alles sodat ons kan drink uit hom, die fontein van die lewende water. Dit alles sodat ons kan deel in sy lewe en oorvloed. Dat ons werklik die Here as ons fontein mag ken. Dat ons hom so mag ken en dat ons in die ewigheid nie weer dors hoef te kry nie. So het die Here uitkoms vir ons bewerk deur die hand van sy knegg. Wanneer jy op Kakebenshoogte staan en wanneer die Here jou inderdaad verneder, kyk dus na Golgotha en roep. In Christus het ons altyd voor die Here 'n pleitgrond, roep tot hom in Christus, hy sal hoor. Psalm 50 vers 15 sê die Here ook, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Dit is die Here se belofte vir elkeen wat die verlossing van sy knegg glo en erken. Geliefde gemeente, so waarvoor roep jy die Here aan? Dit waarvoor jy hom aanroep, verklap waarvoor jy hom eer. Dink met ander woorde aan al die dinge waarvoor jy hom nie aanroep nie. En doen selfondersoek oor of jy nie besig is om oor daardie sake hoogmoedig te wees nie. Of jy dalk besig is om op jou eie Kakebenshoogte te staan nie. Samson het op Kakebenshoogte geweier om die Here te eer, maar die Here het hom gewys dat hy in homself aan die dood uitgelewer is. So het Kakebenshoogte roepersfontein geword. Erken daarom die Here se almag oor alles en roep hom aan. Daarvoor tussen Kakebenshoogte en roepersfontein staan Golgotha as ons pleitgrond voor die Vader. Daarom kan ons voor hom juig in die woorde van Psalm 115, nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar aan u naam gee eer, om u goedertierenheid, om u trou ontwil. Amen.